Vanoggend se boodskap, glo ek is iets, en as ek vanoggend hoor wat Poelie hierso met jou deel, ek en hy praat nie voor die tyd nie, dan gaan jy agterkom dat die Gees werk. En die Gees is besig om iets met ons te deel, so ek is opgewonde. So die titel is, die geveg is nie joune nie. Sy geveg, dis sy geveg. So jy kan gaan en sê, die geveg, wat is 'n geveg? En as jy in hierdie wêreld lewe, en jy is 'n kind van die Here, dan weet jy, jy is in 'n geveg. En daai geveg hou nooit op nie. Ek kan vandag vir jou 'n boodskap gee, en ek kan vir jou sê, ek kan vir jou al hierdie 5 punte miskien gee, oor hoe gaan jy ophou, dat hy jou veg, die vyand, en dan kom jy môre by die werk, dan slat hy jou met nog 'n regter. Sê my, pastoor, wat gaan aan? Die Here het vir my gesê. So ek is nie hier om vir jou te sê, dat die geveg gaan ophou nie. Al wanneer die geveg gaan ophou, is wanneer jy jou oë oopmaak in die hemel die dag. Dan sal die geveg ophou. So jy moet seker maak, jou handskoene is aan, en dis wat ek vandag vir jou wil sê. Trek jou handskoene aan, en ons gaan terugveg. Maar dis nie ons geveg nie, dis God se. So ons is in 2 Kronieke 20 vandag, en ons lees op hierdie deel van koning Josafat. In vers 3 lees ons eers, Josafat was baie ontsteld. En partykeer is ons in hierdie geveg, en ons weet wat kom vir ons, en ons raak ontsteld. En dan sê ons, die kerk antwoord, nee, broer, kalmeer, die Here, so ons het daai lekker kerktaal. Maar hier sien ons, Josafat is ontsteld oor hierdie nuus. Hy het nuus ontvang dat hierdie volk gaan op hom aanval. En hy het vir die Here raad gevra. Hy het na die Here toe gegaan. Hy het nie na mense toe gegaan eerste nie. Hy het ontsteld geraak vir dit wat nou op sy kant toe kom, die vyand wat kom aanval. Maar dan kom hy en hy sê, eerste moet ek by die Here gaan raad kry. Voordat ek enige iemand iets vra, gaan vra die Here raad. En hy het ook beveel dat elkeen in Juda moet vas. So ons gaan nou by hierdie gedeelte kom, ek wil hê jy moet dit in jou agterkop sit. Elkeen in Juda moet vas. En ons sien hierso dat hy in die tempel ingaan om te gaan bid. Hy gaan soek die Here. Hy gaan soek die Here se aangesig, want hy weet die vyand gaan kom. Die vyand gaan hom aanval. En hierdie is 'n groot menigte wat sy kant toe gaan kom. Maar nou kyk hy sy mag, en hy sien daai hoeveelheid wat gaan kom, en dit maak nie sin nie. En hy raak angstig, en hy raak verboureerd. En ons lees, hy het in die tempel ingegaan, vers 6 en 7, hy het gebid, Here, God van ons voorouers. Hy gaan herinner die Here, Here, U is die God wat ons voorouers gehelp het, ons het vandag U hulp nodig. Is U nie die God wat in die hemel is nie? Hy het 'n vraagteken. Is U nie die God nie? Maar dadelik gaan hy. U is die heerser oor al die koninkryke op die aarde. U is kragtig en magtig. Niemand kan teen U staande bly nie. Niemand kan teen U staande bly nie. Hy vra eers, U is die God wat my voorouers gehelp het. Is U nie dieselfde God nie? En as U dan dieselfde God is, dan is U hierdie heerser van al die koninkryke op aarde. U is kragtig en magtig. Niemand kan teen U staande bly nie. Vers 7 gaan aan en hy sê, dit is U, ons God. So amazing dat hy sê, dit is U. Want is dit nie U nie? Dit is U. Ons God, wat die vroeëre inwoners van hierdie land voor U volk Israel uitgedryf het en die land aan die nageslag van U vriend Abraham as 'n blywende besitting gegee het. So hy kom agter
dit is hierdie God. Van Abraham af was dit dieselfde God. En hierdie God sal vir ons veg. Maar hy's angstig en hy's nie seker wat gaan sy kant toe kom nie, want hierdie is 'n groot menigte. Vers 10 kyk ons sê hy sê kyk nou wat hierdie leers van Amnon, Moab en die Seerberge doen. Toe Israel uit Egipte getrek het u ons voorouers nie toegelaat om hierdie volk aan te val nie en hulle te verwoes nie. So wat hy eintlik sê is, as u dit net toegelaat het, toe. Soos lees in Deuteronomium 2 van hierdie gedeelte, waar hulle deurtrek deur hierdie gebied. En hulle wil eintlik hierdie volk uitroei. En God command hulle en sê, los hulle. Want as hulle dan toe, want nou raak Josafat ongelukkig, want as ons hulle toe uitgesorteer het ons nie nou hierdie probleem gehad. En ek dink hy raak in 'n redenasie met God. Maar God, nou moet ek hierdie geveg veg. Maar hoekom kon ons voorouers dit nie gedoen het? So hier op hierdie gedeelte in Deuteronomium 2 sien ons dat hulle was op God gehoorsaam, want God het, hulle kon daar gegaan het, maar hulle was gehoorsaam op God se step toe. Nou is ek weer terug hier en Josafat sê, Here, ek het nou u hulp nodig. Ek het nou leiding nodig, want u het hulle toe nie uitgesorteer nie, maar nou moet ons hulle uitsorteer. Daar kom tye in ons lewens dat alles reg voel. Alles sorteer uit en dan next moment, dan kom die vyand, dan het hy so 'n lekker linker jab op jou neus. En dan dink ons als was okay, Here, ons is nou in vrede, ons is rustigheid, en dan vang hy net nog. En dan moet jy net wag vir die regter hakhou, per se ek. Goeie Afrikaanse kommentaar hier. So hy kom hy ook onverwags. Maar die aanvalle sal aanhou. Al wat jy nodig het, is om jou hande op te kry, nou nie 'n boks, kenner nie. Maar al wat daai ou doen is, hy moet net sy gesig beskerm. En hoe beskerm jy jou gesig in die geveg? Deur gebed, vas. Want die geveg is nie jou geveg nie. Geveg is God se. So al hoe jy kan staande bly, is om jou hande op te kry en seker te maak, jy bid en jy vas. Ek skryf hierso dat Josafat het gesê, Here, ons is u kinders, want as u die God van ons voorvaders was, dan is ons nou u kinders, voorvaders, kinders. Ons het nie 'n manier nie. Daar's geen manier wat ons hierdie ouens kan aanval uit onsself uit nie. Ons het nou waarlik u hulp nodig in hierdie aanval, want hulle gaan kom. Psalm 50 vers 15 sê dit, roep my aan in die dag van nood. So ons sien die Josafat het in die dag van nood het hy tot God geroep. Ek sal jou verlos en jy sal my. Al wanneer God jou sal uitred, is as hy weet jou karakter wys dat jy hom eer sal gee. Want baie keer is ons in 'n geveg en ons vergeet om terug te draai na God toe en sê, Here, hierdie oorwinning is nie my oorwinning nie, dis U. So as jy verlos word, maak seker jy draai terug na God toe, want hierdie skrif sê, jy sal my eer. Vers 12 in 2 Kronieke 20 sê, en hoe mooi vir my, hoe skielik Josafat, hy's van hierdie, hy het God nou nodig, en ons lees in die woord dat God weerstaan die hoogmoediges. Hoe leer dit nou ook gesê? Mense wat in hoogmoed staan, ek dink ons het als, en ek spreek net 'n woord en die vyand loop. Maar hy lees hierso in vers 12, hy sê, ons is magteloos. Hy verneder homself. Ons is magteloos, God, teen hierdie groot leer, wat op die punt is om ons aan te val. Ons weet nie.
Ons het nie die tools om hierdie ouens aan te val nie. Ons weet nie wat om te doen nie. Maar ons kyk op na U vir hulp. Ons kan leer uit Josafat se lewe uit. Eerste ding wat hy doen, is hy gaan soek God gebed. Hy roep 'n vas uit en hy verneder homself. Kom nederig voor die aangesig van God en sê, Here, al wat ons nou kan doen, ons wag net op U. Ons wag op U leiding. Dis opkyk. Opkyk, wag vir God se leiding in hierdie aanval. Maar nederigheid kry God se aandag. Hebreërs 4 vers 16 sê, laat ons dan met vrymoedigheid. Vrymoedigheid is 'n vorm van nederigheid, maar dis nie, ek het verlede week het ook gesê, nederigheid is nie 'n meek and mild deur maatjie wat mense op. Daar is 'n autoriteit in geestelike nederigheid. Maar ons moet nederig kom na God se troon van genade, sodat ons barmhartigheid kan kry en genade kan vind op die regte tyd gehelp te word. Sodat ons op die regte tyd, so as jy nederig na God se troonkamer toe gaan, is hy genadig vir jou. Hy sal jou op die regte tyd help. Op sy regte tyd, nie jou, Here, ek het U nou nodig. Hy sal op die regte tyd, sal hy intree. Dan kom ons en hulle is nog steeds hier in die tempel en die leierskap is besig om die Here te soek. En in die stilte kom daar 'n teenwoordigheid in die plek in. Want mense was soekend na God. Mense was dringend om sy aangesig te soek. Mense het gesoek na sy leiding. En die Gees, die woord sê, die Gees van die Here het oor 'n man gekom. Nie koning Josafat nie. Oor Jagasiel gekom. Hierdie man was 'n boodskapper van hoop, 'n boodskapper van geloof in hierdie tyd van vrees. En hoor hoe mooi sê hy dit hierso in vers 15. Hy het gesê, luister. En wanneer die teenwoordigheid inkom in 'n plek, luister jy na sy stem. Maar hy sê, luister, alle inwoners van Juda en Jerusalem. Luister almal, Klein Karoo gemeente. Luister koning Josafat. Dit is wat die Here vir julle sê. Moenie bang wees. Moenie moedeloos wees oor hierdie magtige leer nie. Want die oorlog, die geveg is nie julle sin nie, maar God se. Wanneer kry jy so antwoord? Jy God soek in gebed en in vas. As jy in sy teenwoordigheid staan, Here, ons weet nie. Jouself verneder. Here, ek het geen plan in my kop nie. U moet ons leiding gee. So hulle kom hierso en hulle kry hierdie woord dat die geveg is nie julle sin nie. Die geveg is God se. So dan lees ons, ek dink is in vers 16 sal ons dit lees en hy sê dat God gee dan presiesheid. Hy gee presiese instruksie waar jy moet wees. Waar jou teenstander gaan wees, waar die vyand jou gaan aanval. Maar hy gee ook 'n strategie. Hy gee 'n strategie op die presiese plek wat jy moet doen, waar die ingang gaan plaasvind van die vyand. So partykeer praat hy met ons en hy sê, pas op daai gedeelte in jou lewe. Die vyand gaan jou daar aanval. Wat sal jy in plek sit om seker te maak hy val nie daaraan nie. Jy gaan moet submit. Die woord sê dat jy moet submit teenoor God. Weerstaan die vyand. Weerstaan is weer eens staan. Staan net op die ingang van daardie dorp. En dan vers 17 sê dit sal nie nodig vir julle wees om te veg nie. Neem julle posisie in, staan, neem jou posisie in, staan en kyk na die oorwinning van die Here. Hier weer eens, so in vers 15 sê hy, moenie bang wees en moedeloos wees nie. Hier sê hy weer in vers 16, moenie bang of moedeloos wees nie.
Ons raak so vinnig moedeloos en bang die vyand begin aanval. Of as ons weet hy is op pad. So ek sê vanoggend vir Klein Karoo gemeente, moenie bang of moedeloos raak. Die Here sal vir ons weg. Hy sê gaan môre soontoe, want die Here is met jou. So nou is jy bang, jy's moedeloos en iemand sê vir jou moenie bang en moedeloos wees nie. Hoe kry jy jouself daarso? Jesus antwoord. Vers 21 sien ons. Nadat hy die leiers van die volk geraadpleeg, Josafat. Nadat hy die leiers van die volk geraadpleeg het, het die koning sangers aangestel om voor die leer uit te staan. Hulle het tot eer van die Here gesing en hom geprys vir sy heerlike heerlikheid. Loof die Here, want sy troue liefde duur vir altyd. Ek gaan die worshipspan oproep. En ons gaan hiersos waar die pivot, die afdraande pad dan is. Wanneer ons God eerstens in gebed saam met hom staan, wanneer ons vas en wanneer ons in lofprysing sy naam kan besing. Vers 22. Dan wil ek hê ons moet saam staan as ek hierdie skrif klaar gelees het. Die oomblik toe hulle begin sing en die Here prys, het hy veroorsaak, hy wat God is, hy veroorsaak dat die leers van Amnon, Moab en die Seerberge onder mekaar begin veg. Hulle het net gestaan en gekyk. God wil vir jou veg, maar die deurbraak kom wanneer ons in lofprysing sy naam kan besing. En ek wil hê jy moet saam sing sy naam prys vanoggend. Ons gaan bietjie sing. En ek wil die band vra, moenie net oorgaan na die volgende liedjie nie. Kom ons sing die Here. Kom ons prys sy naam sodat daar deurbrake vir ons mense kan kom, want dit sê die oomblik toe hulle begin sing. Ek ken dalk nie jou gevegte nie, maar ek wil jou vanoggend bemoedig en vir jou sê, die geveg is nie joune. Die geveg in hierdie wêreld is nie vlees en bloed nie, maar teen die bose magte van die vyand. Dis net die vyand wat planne, strategieë het om ons mens van koers af te kry. Al wat hierdie woord sê, staan, neem jou posisie in en kyk na die oorwinning van die. Kom ons staan saam en kom ons loof en prys sy naam. Amen. Kolossense 2 vers 15 sê, hy het elke mag en gesag ontwapen en hulle in die openbaar vertoon. Hy sal die vyand in die openbaar vertoon deur hulle as gevangenes in die triomftog. Wanneer daar victory is, sluit hy hulle toe. Wanneer jy hom in lofprysing kan uitbreek, in die triomftog van Christus mee te voer. God sal jou losmaak. God sal vir jou veg. Ek gaan, en dis hoe ek gesê het, hou dit in jou agterkop. Vers 3 sê, hy het God gaan raad vra, en hy het die volk beveel om te vas. Dan sien ons, hy het God in gebed gaan soek. En dan sien ons die uitkoms was die lofprysing. So ek wil 'n week van vas en gebed uitroep. Ons gaan 6 uur in die aande van die 3de November tot die 7de November. Gaan ons 6 uur hier by mekaar kom. Ons gaan daardie week vas. Jy besluit hoe jy gaan vas. Ek wil nie vir jou sê jy moet water vas die hele week nie. Jy gaan hoor by die Here, wat is dit wat jy moet vas? Vas, ons gaan bid en ons gaan in lofprysing
hierso. So ons sal van 6 tot 7 hierso saamkom. As jy net een keer daardie week kan kom, maar elke dag, maandag tot Vrydag, sal ons saam die Here aangryp. Want ons almal het die Here nodig. Amen. Van die 3de tot die 7de, elke oggend op ons sosiale media platforms sal ons 'n skrif van nadenking vir jou uitsit. Ons sal dit op die groep ook uitstuur, sodat jy kan nadink oor 'n skrif en daardie dag saam met ons oor daardie skrif kan journey ook. So dit sal nie net pastoor wees wat daar sit nie, daar sal verskillende gemeentelede wees wat daardie skrif ook dan deel. So as dit reg is met julle. Almal in. Ons sal 'n aankondiging maak op die WhatsApp groep ook. So ons gaan saam die Here aangryp. Hy wat sit in die skuilplek van die Allerhoogste sal vannag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, U is my bergvesting, U is die God op wie ek vertrou. Dit is hy wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes. Hy sê jou dek met sy vlerke en onder sy vleuels sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en 'n pantser. Jy hoef nie te skrik vir die pes wat in die donker wandel, die siekte wat op die middag verwoes nie. Al val daar 1000 aan jou sy, of 10.000 aan jou regterhand, na jou toe sal dit nie aankom nie. Net met jou oë sal dit dan skou en die vergelding van die goddelose sien, want U Here is my toevlug. Die Allerhoogste het jou beskutting gemaak. Geen onheil sal jou tref en geen plaag sal naby jou tent kom nie. Hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om dit te bewaar op al jou weë, sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie. Op die leeu en die adder sal jy trap, op die jong leeu en die slang sal jy vertrap. Omdat hy my liefhet, sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm omdat hy my naam ken. Ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Met lengte van dae sal ek hom versadig en ek sal hom my heil laat sien. Amen, amen, amen. Gaan in die vrede van die Here en hy 'n geseënde dag.